Ek wil jou graag vandag nooi vir 'n baie unieke ervaring en dit is om 'n slag op jou eie nagmaal te hou. Net jy, amper so stilte tyd waar jy jouself gaan afsonder. Veral as jy dalk nou met vakansie is of nie naby 'n kerk is nie, of by die huis en net nie eens lus om na 'n kerkgebou te gaan nie. Maar dit is Paasnaweek, dit is Goeie Vrydag. So ek wil jou dan nou nooi, kom doen iets uniek, kom hou 'n slag nagmaal net op jou eie. Ons is so gewoond daaraan dat nagmaal bedien moet word deur 'n dominee of 'n pastoor of 'n priester, iemand wat amptelik in 'n kerk bevestig, georden is. Daar selfs kerke wat streng reëls het daaroor, dat slegs iemand wat so georden is, die nagmaal mag bedien. Dit is hoekom hulle praat van die sakrament, wat 'n heilige ding is, 'n sacred aksie is, wat net sacred mense mag uitoefen. Maar ek dink nooit dit was ooit die bedoeling van nagmaal nie. Dit was nie die bedoeling van Jesus Christus nie. Nêrens lees ons dat hy bepaal dat slegs iemand wat georden is, die brood mag breek en die wyn mag neem en uitdeel nie. Daarom nooi ek jou, kom doen dit vandag op jou eie. Breek vir jou 'n stuk brood, kry vir jou die wyn en dan hou jy vir jou self 'n nagmaal. En dan dink jy aan die volgende dinge. Paulus skryf oor die nagmaal in sy brief aan die Korintiërs, 1 Korintiërs 11 van vers 23 af. Hy skryf: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, het hy brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Dit is vir jou as jy nou hierdie nagmaal so op jou eie wil gebruik. Neem die brood en dink daaraan dat Christus gesê het, dit is my liggaam, dit is vir jou. Gebruik dit tot my gedagtenis. Ons gaan nou weer daarna toe terugkom. Net so het hy ook die beker geneem met die wyn en het gesê, hierdie beker, hierdie wyn is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Drink daaruit, dink daaraan. Elke keer as jy dit gebruik tot my gedagtenis, dit is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is vir julle. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van Christus totdat hy weer kom. En ons gaan nie vandag bespiegel oor wanneer daardie datum is nie. Ons het genoeg al gesien hoe dat mense daaroor bespiegel. Maar totdat hy weer kom, verkondig jy die dood van Christus, maar nie die dood soos in daar lê hy in 'n kelder weggelê en toegemessel forever nie. Die dood bedoelende ook wat deur sy dood vir ons bereik is, gedoen is. Dis waarin jy vandag dink. Wanneer jy dan so op jou eie ergens in jou tuin of op 'n rots of in jou binnekamer of in die veld of in jou kar, jou bakkie, waar ook al, jou stuk brood breek en dit neem en jou sluk wyn neem, dan dink jy aan Christus, aan wat hy vir jou gedoen het, vir jou persoonlik. Ons weet dat Christus Jesus vir ons gesterwe het om ons van alle sondes te reinig. Die lam van God wat gekom het, wat geslag is vir ons, om vir ons van alle sondes te reinig, forever, once and for all te red. So ek wil hê jy moet hierdie naweek dan daaraan dink. Dink dat jy vir ewig gered is, dat niemand jou ooit weer uit God se hand kan ruk nie. Nie dinge wat jy doen nie, nie dinge wat mense aan jou doen nie, nie dinge wat jy al in die verlede gedoen het nie. Niks kan jou uit sy hand uitruk nie. Hy het aan die kruis gesê, dit is volbring. Ek het dit voltooi
ek het alles nou gedoen, jy hoef niks meer te doen, behalwe om nie dalk in hierdie Paastyd, hierdie naweek na my toe te kom en te kom dankie te sê en die brood en die wyn vir jouself te vat en te eet en te drink en te sê dankie Here dat ek weet, as ek vandag doodgaan, dan is ek by u in die hemel, net die rower daar aan die kruis wat toe u gesê het, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie omdat jy so wonderlike lewe het nie, nie omdat jy klomp dinge gedoen het vir my en die kerk gelewe het nie, maar omdat ek uit genade dit vir jou sê, omdat ek dit vir jou kom gee, ek het dit vir jou kom bereik. Jy kan regtig hierdie naweek, ek wil dit amper nie eens sê nie, maar sê nou maar net jy raak deel van die statistiek van die Paasnaweek op ons paaie of ergens, dan kan jy weet ek is by die Here. Hy het dit vir my kom beloof en die brood en die wyn is maar net die tekens, dit is soos 'n kinderdiens van God om vir my te kom herinner, dit is beslis so, dit is vir jou gedoen, jy kan dit vandag neem. Maar ook vir jou dag tot dag lewe, totdat jy dan die dag wel jou kop neerlê. Dag tot dag waar jy wonde opdoen in hierdie lewe, waarin jy siek word, letterlik fisies siek word, kieme, virusse, goeters wat groei in jou liggaam, wat jou terminaal pak, wat jou einde kan beteken. Sê die Bybel ook wonderlik, deur dit wat Christus kom doen het, dit wat hy kom ervaar het, wat hy homself kom gee het, sê hy, deur sy wonde, ek blaai net gou so intoe, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53, vers 4 sê hy, tog het hy al ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Oor ons oortredings is hy gebore, ander woorde oor joune, oor myne, terwyl jy so op jou eie nagmaal hou en die brood neem en die wyn drink, en jy mag maar sommer enige brood wat jy by Spar of Shoprite of gekoop het of self gemaak het, die tekens, die wyn en die brood raak nie heilig soos sommige kerke sê nie. Dit bly wyn en brood, maar dit waarheen dit wys, dis die heilige boodskap, dit wat Christus vir ons kom doen het. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons, kom ons verander dit, oor my sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir my vrede moes bring, die straf wat ek moes deurgegaan het, was nou op hom. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Jesaja 53 vers 5, dit is vir my die kernvers van Paasnaweek. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Ek weet nie wat 'n wonde jy vandag in jou lewe ervaar nie, dalk selfs emosionele wonde, geestelike wonde, wonde wat mense met hulle woorde aan jou gedoen het, met hulle dade, met hulle optrede, wat jou so diep seer gemaak het, binnekant toe gegryp het. Al daai wonde, hier in Paasnaweek kom sê ons, dankie Here, dat deur dit wat u vir my gedoen het, deur u wonde, u kom vat as ware u wonde en u kom sit dit op my wonde. En Christus het ook baie emosionele wonde in sy lewe opgedoen. En hy is uitgeskel vir 'n vraat en 'n wynsuiper. Iemand wat te veel eet en te veel drink, veral wyn. Hy's uitgeskel dat hy met die straatmense rond gekuier het. Hy's uitgeskel daarvoor dat hy 'n buiteegtelike kind is. Dat hy maar net 'n kapenter se seun is. Hy's maar net 'n skrynwerker se kind. Wie's hy om vir ons te kom leer? Hy het regtig in hierdie lewe, het hy wonde, is dit vir hom toegedien van sy disippels wat hom verlaat het, verraai het. Ag, watter wonde kan ek en jy opdoen wat Christus nie alreeds vir ons gelei het nie. So dis nie net oor Paasnaweek nie. Dis nie net aan die kruis nie. Dis met sy hele lewe. Ek wil dan vandag vir jou vra, wanneer jy so op jou eie die nagmaal gebruik en jy dink aan wat Christus vir jou permanent kom doen het, daai plek by hom in die lewe in die hemel kom gee het, maar dat hy ook jou wonde nou in jou daaglikse lewe vir jou wil kom gesond maak.
wil ek jou dan vra, bring daai wonde. Of dit dan nou fisiese wonde is, liggaamlike wonde wat sukkel om te genees, 'n terminale siekte wat die dokters gesê het, dis buite ons hande, ons kan nou niks meer daarvoor doen nie. Of die emosionele wonde, waarin jy dalk al baie jare, baie dekades dra, 'n week dra, 'n paar dae dra, wat jy net nie kan oorkom nie. Innerlike wonde wat jou bly pynig, jou gedagtes bly daarheen gaan. Bring dit, terwyl jy 'n stuk brood neem en jou wyn drink, bring dit dan vandag. Bring dit vir die Here, sodat hy sy wonde oor joune kan kom sit hierdie naweek en vir jou innerlike en fisiese genesing kan bring, terwyl hy jou verseker van die ewige genesing wanneer ons by hom aansluit. Here Jesus, mag die leë wynglas en die gebreekte brood, mag dit vandag vir elkeen wat hierdie teken so op hulle eie geneem het, ook kom verseker van hulle ewige rusplek, hulle ewige blyplek wat U vir hulle kom bewerk het, maar ook van daai innerlike genesing, wanneer U wonde vandag oor hulle wonde wil kom plaas. Ek prys U heilige naam daarvoor vandag. Amen.